Baie welkom by Wiskunde met Hildegard. Vandag kyk ons na vraag 3 van die NSS 2024 vraestel 2. In hierdie vraag sê hulle vir ons dat ons 'n diagram het met hoekpunte A, C en D. En hulle gee ook vir ons die koördinate van D en C. En A is 'n punt in die tweede kwadrant en B wat op op DC lê is minus 1,k. So ons gaan heel waarskynlik vir k moet uitwerk. OK. En onthou hierdie is analitiese meetkunde. OK. By vraag 3.1 moet ons die helling bepaal van DC. Onthou die helling kan ook genoem word die gradiënt. OK. Hierdie formule is op jou formuleblad en ons gaan dit nou gebruik om die helling uit te werk van DC. OK, so die helling van DC is gelyk aan die verandering van y-waardes gedeel deur die verandering oor x-waardes en dan gaan ons kry dat dit is 0 minus 9 gedeel deur minus 9 minus 3. Maak asseblief seker dat hierdie jou een koördinaat is en hierdie jou ander koördinaat is. Anders gaan jou gradiënt nie reg wees nie. Jou helling. OK. En as jy dit gaan uitwerk, dan gaan jy die gradiënt, onthou dis 'n klein letter M, gradiënt van DC is dan gelyk aan minus 3 op 4. OK, fantasties. By vraag 3.2 moet ons die vergelyking van DC in die vorm van y is gelyk aan mx plus c kry. Ek gaan hierdie formule gebruik wat op jou formuleblad is. Jy kan ook die gewone y is gelyk aan mx plus c gebruik, maar dan gaan jy moet invervang. Jy gaan vir c moet uitwerk en dan dit weer invervang in jou vergelyking. So dit het 2 stappe. OK. Okidokie. So ons weet al klaar ons gradiënt. Ons gradiënt is minus 3 op 4. En nou kan ons enige van hierdie 2 punte kies om as ons koördinaat in te vervang. Ek gaan sommer C gebruik, maar jy kan dit ook doen met koördinaat D. OK, in elk geval, so ons gaan hê y minus my y koördinaat van C, wat 0 is, en dit is gelyk aan minus 3 op 4, x minus my x koördinaat van C. En dan gaan ek hierdie kry. Nou moet ek net oplos vir y, so dis dan minus 3 op 4x, minus 3 op 4, ek gaan nou die minus 3 op 4 so lank inmaal, maal, minus maal en minus geef jou plus, so dis maal 9, ok, en nou moet ons net hierdie bietjie beter skryf, so minus 3 maal 9 is minus 27, so dis minus 27 op 4. OK, en dit is jou vergelyking van DC in die vorm van y is gelyk aan mx plus c. Okidokie. In vraag 3.3 moet ons wys dat k is gelyk aan minus 6. Let wel dat B lê op DC. So ons kan dus die koördinaat x is gelyk aan minus 1 in die vergelyking vir DC gaan invervang om k te kry. OK, laat ek vir julle wys hoe mense dit doen. So ons gaan hierdie koördinaat invervang in ons vergelyking vir DC en ons gaan kry dat k, want dit is my y-koördinaat, is gelyk aan minus 3 op 4 maal minus 1 minus 27 op 4 en dan gaan jy kry dat k is minus
is 3 op 4 minus 27 op 4. Okay. En dit is dan gelyk aan minus 24 op 4, wat gelyk is aan minus 6. En daar het ons vir K bepaal. In vraag 3.4 moet ons nou die lengte bepaal van DC. Om dit te doen, gaan ons die afstandsformule gebruik. Hierdie formule is alweer op jou formuleblad. Okay, so ons gaan eenvoudig invervang. So, DC is gelyk aan die vierkantswortel van x, so dis 3, minus 9, so dis minus 9, kwadraat, plus y, so dit is dan minus 9, minus 0, kwadraat, en jy gaan dit net in jou sakrekenaar invervang, maar dit gaan vir jou gee 12 kwadraat, plus minus 9 kwadraat, en dit is dan 'n totaal van 15 eenhede. Skryf maar die eenhede by, dit is beswil so. In vraag 3.5 moet ons nou die verhouding van DB gedeel deur DC bepaal. Onthou, ons het sopas bereken dat DC is 15 eenhede. So daar's geen rede om dit weer uit te werk nie, want ons het dit. Okay, so ons moet nou DB uitwerk. En dit is hierdie gedeelte. Daai stuk. Okay, so ons moet nou die afstandformule weer gebruik. En dit gaan dan vir ons gee, DB is gelyk aan die vierkantswortel van die veranderinge in x-waardes. So dit is dan 3 minus 1 gekwadreer, plus die verandering in y-waardes, minus 9 minus 6 gekwadreer, en dan gaan ons by 'n finale antwoord kom van 5 eenhede. Nou moenie opgewonde raak as jy hierdie antwoord kry nie, want dit is nie die einde van die vraag nie. Die vraag was om die verhouding van DB gedeel deur DC te bepaal. So dit wil sê dat DB gedeel deur DC is gelyk aan DB het ons gekry as 5 en DC was 15. Nou kan ons vereenvoudig, so dit is 1 op 3. Okay, en dit is jou finale antwoord. In vraag 3.6 sê hulle vir ons dat M is 'n punt op AD, sodat AC is parallel aan MB. Nou moet ons die verhouding van die area van driehoek MBD, dit is nou hierdie klein driehoek, gedeel deur die area van driehoek ACD bepaal. Dit is nou die groter driehoek. Okay. Fantasties. Om dit reg te kry, let wel dat die twee driehoeke is gelykvormig aan mekaar. Die rede hoekom ek dit sê is omdat hoek D in beide driehoeke dieselfde grootte is, want dit is in gemeen. En dan kan ons ook sê hoek C en hoek B is ook dieselfde grootte, want dit is as gevolg van ooreenkomstige hoeke. En dieselfde rede geld vir hoek A en hoek M. Okay, nou kan ons begin met die vraag. Om die vraag te beantwoord, gaan ons gebruik maak van die ewerhedigheidsstelling. Die ewerhedigheidsstelling sê dat 'n lyn wat parallel is aan een sy van 'n driehoek verdeel die ander twee sye in ewerredige dele. Okay. Ons kan dus sê dat DM gedeel deur DA moet gelyk wees aan DB gedeel deur
DC. Okay? En ons het al reeds ons inligting gekry oor wat DB gedeel deur DC is. Dit het ons in die vorige vraag uitgewerk en dit is eenvoudig gelyk aan 'n derde. Okay, en ons kan hierdie slegs sê as gevolg van die ewenredigheidsstelling. Okay, nou moet ons uitwerk wat die area van driehoek MBD gedeel deur die area van driehoek ACD is. Okay, so onthou die formule van 'n driehoek is half maal jou basis, so jou basis in driehoek MBD. So onthou ons werk nou met die klein driehoek, gaan nou wees DM maal jou hoogte wat DB is. En ons gaan dit maal met die sin van hoek D. Ons gaan spesifiek maal met sin van D, want ons het D in gemeen by beide driehoeke. Okay, so nou vir die ander driehoek, gaan ons sê 'n half maal DA. Okay, so dis hierdie lang sy. Okay, maal DC, wat hierdie hele sy is, maal die sin van hoek D. Okay? Hierdie is jou oppervlakreël by trigonometrie. So hulle meng 'n bietjie onderwerpe hier in hierdie vraag. Okay, so ons gaan nou kry dat dit 'n half, nou DM gedeel deur DA, het ons gesê is 'n derde. Okay? En ons het ook gesê dat DB gedeel deur DC is ook 'n derde. Okay? En sin van D gedeel deur sin van D kanselleer maar net mekaar uit en die half gedeel deur 'n half gaan ook mekaar uitkanselleer. So ons bly oor met 'n neende en dit is jou finale antwoord. In vraag 3.7 gee hulle vir ons meer inligting. Hulle sê dat die helling van AD is -4 en die lengte van AD is vierkantswortel van 612 eenhede. Nou moet ons die koördinaat van A bepaal. Maar kom ons kry eers die vergelyking van AD. Onthou, ons is gegee dat die helling van AD is -4. So, ons het nou y is gelyk aan -4x plus c. Ons kan 'n koördinaat invervang om c te bepaal. Kom ons vervang d in. So, dit gaan dan wees -9 is gelyk aan -4 maal 3 plus c. En dan gaan ons kry dat c is gelyk aan 3. Okay, fantasties. So, y, en dit is nou vir AD, is gelyk aan -4x plus 3. Kom ons gebruik nou die afstandsformule om koördinaat A te bepaal. Okay, so dit gaan as volg lyk, die vierkantswortel van x van A minus x van D gekwadreer plus y van A minus y van D gekwadreer moet gelyk wees aan wortel van 612. Okidokie, kom ons vervang alles in wat ons het. Op hierdie stadium het ons nie x van A nie. Ons het x van D, wat 3 is. Ons het nie y van A nie. Ons het wel y van D, wat -9 is. Okay.
en dit is dan gelyk aan wortel van 612. Onthou dat ons 'n formule gekry het vir y van AD. So ons gaan y van A nou vervang met minus 4x plus 3. Dit gaan soos dit lyk. Plus minus 4x van A plus 3 plus die 9. En ons moet dit nog steeds kwadreer, is gelyk aan die vierkantswortel van 612. Okidokie. Nou moet ons oplos vir x van A. Okay, so kom ons kwadreer beide kante om ontslae te raak van die vierkantswortel. So dit gaan dan wees x van A minus 3 gekwadreer plus minus 4x van A plus 12 gekwadreer is gelyk aan 612. Nou gaan ons al die hakkies uitmaal en ons gaan kry x kwadraat minus 6x plus 9 plus 16x kwadraat minus 96x plus 144 en dit is gelyk aan 612. Okay, laat ek net dit 'n bietjie duideliker wys. Hierdie eerste 3 terme gaan gepaard met hierdie. Okay, en hierdie volgende 3 terme gaan gepaard met hierdie hakkie. Okay, reg. Nou moet ons dit vereenvoudig en ons sal kry 17x kwadraat en minus 102x. Onthou om nou die 612 na die ander kant toe te vat en ons gaan kry minus 459 en dit is gelyk aan 0. Nou kan ons dit vereenvoudig deur 'n 17 oral uit te haal. So dit gaan gee x kwadraat minus 6x minus 27 is gelyk aan 0. Ons kan dit nou faktoriseer as volg: x minus 9 maal x plus 3 is gelyk aan 0. Okay? So ons weet dat x kan nou 9 wees of x kan minus 3 wees. Let wel dat ons is in die tweede kwadrant. A is in die tweede kwadrant. Okay? So minus so x is gelyk aan 9 is nie van toepassing. So dit wil sê x van A moet gelyk wees aan minus 3. Nou gaan ons eenvoudig minus 3 in ons vergelyking invervang. Die vergelyking van y van AD gaan ons dit invervang om die koördinaat van y te bepaal. So y is gelyk aan minus 4 maal minus 3 plus 3. En dit is dan 12 plus 3 en dit is 15. So ons koördinaat van A is dus minus 3,15. En dit is die einde van hierdie vraag. Baie dankie, lekker dag verder en onthou om te subscribe.